wil hê ons moet net weer sing, maar sonder instrumente. Net Lord, I worship you, Lord, I worship you, net ons stemme, net ons stemme. Lord, I worship you, I worship you, Lord, I worship you, I worship you, for your name is holy, holy Lord, for your name is holy, holy Lord. Vader, ontvang al ons lof en aanbidding vanmôre. Ontvang dit soos wat dit uit ons uitgekom het vanmôre. En as ons verklaar, heilig, heilig, heilig is die Here. Here, is dit ons gebed vanmôre aan U. Ons verklaring wat ons maak, wat sê, daar's niemand groter as U nie. Daar's niemand meer heilig as U nie. Heilig, heilig, heilig. Amen. Amen. Ek wil die vla, dames, kyk gou vir my. Ons staan gou net hier voor asseblief. Ek ervaar vanmôre dat die Here wys vir my 'n ding en ek sien hoe julle met die vla in strate beweeg en oorwinning verklaar. Hoor wat ek sê. Nie vra vir oorwinning nie, oorwinning verklaar. En toe ek dit sien, toe dink ek eers en ek dink, dankie Here dat ons oorwinning kan verklaar in Sabie. En toe ek dit dink, toe word ek gestop. Hier sê nee. Suid-Afrika. Suid-Afrika. Hoor nou wat ek nou vir julle sê. Want wanneer dit gaan gebeur, moet julle nie twyfel nie. So die Here gaan vir julle 'n dorp se naam gee. En in daai dorp moet julle gaan en julle moet julle vla swaai. Julle hoef nie bekommerd te wees oor die finansies nie, want die Here sal voorsien. Okay. Maar waar julle hierdie vla gaan swaai, hoor mooi, verklaar julle oorwinning. Okay. Laat weet my wanneer dit gebeur asseblief. Okay. Amen. Amen. Dankie musikant. Ons het hierdie maand het ons gepraat oor die koninkryk van God. Joshua, sit gou vir pappa die master, nee? Net 'n bietjie harder. Okay. Okay, ek weet hierdie klank moet net bietjie verder dra. Ek wil nie te hard praat van myself af nie. Dankie. Ons het hierdie maand oor die koninkryk van God gepraat. En in hierdie tyd persoonlik wil ek vir julle sê,
het ek soveel geleer. Nommer 1 het ek geleer hoe min ek weet van die koninkryk. En nommer 2 het dit die deur oopgemaak dat daar regtig waar net, as ek net kan stil sit by die voete van die Here en net kan leer. Ek sê vir iemand in die week, ek voel hoe die Here my in my slaap bedien. Ek voel hoe ek droom oor koninkryk. Ek voel hoe daar goed in my gedeponeer word rondom koninkryk. As ek wakker word, dan sê ek, Here, dankie. Dankie dat U my bedien het in my slaap. Dankie dat U sekere dinge vir my openbaar. En ek glo, daar's 'n rede hoekom hierdie goed gebeur. En dit is nie sodat 'n mens hierdie goed vir jouself moet hou nie. En alhoewel hierdie nou die laaste dag is van die tema van koninkryk, voel ek regtig dat met die res van die jaar se temas, want elke maand het ons 'n ander tema, ervaar ek regtig dat die deurlopende woord wat die Here vir ons gaan gee, ongeag van die ander temas, is, hy wil sy koninkryk aan ons openbaar. En as ek praat van koninkryk, dan praat ek in terme van waar Jesus beweeg het in die heerskappy van die Vader, wat aan hom gegee is in die autoriteit wat hy as mens ontvang het op aarde. Hoor mooi wat ek sê, wat hy as mens ontvang het op aarde. En laas het ek vir julle gesê, daar's 'n rede hoekom Jesus in die vorm van 'n mens gekom het aarde toe, en nie as 'n ander hemelwese nie. Dis omdat God die mandaat vir die mens gegee het, toe hy die mens geskape het. En daai raadsbesluit wat hulle geneem het in Genesis 1 vers 26, waar hy sê, laat ons mens maak, daardie raadsbesluit wat geneem was daar besluit gewees dat God op aarde, hoor mooi, deur mense gaan werk. Was daar 'n raadsbesluit gewees dat God se heerskappy en dat sy koninkryk deur mense gaan manifesteer. En wat baie belangrik was, God het sy gees in ons gesit, sodat dit nie uit onsself uit hoef te gebeur nie. Want dit kan nie uit onsself uit gebeur nie. Want ons praat van 'n koninkryk en 'n heerskappy wat nie van hierdie aarde af is nie. En dis hoekom Jesus in die vorm van 'n mens gekom het. Want dis die mandaat wat God op aarde gegee het vir hoe hy werk en waardeur hy werk. Daar's geen mandaat wat God vir 'n stoel gee nie. Niks. Daai stoel kan niks doen nie. Al wat hy doen is, hy hou jou vas. Dat jy net so 'n bietjie hoër as die grond sit. Maar dis dit. Jy kan hom aanwend vir wat ook, maar hy het geen ander mandaat. Hy het niks van God ontvang nie. En alles wat ontvang is en wat bedoel was vir die mens. Amen. Sjoe, dis nou 'n inleiding hier hoor. Gaan vir my in jou Bybel asseblief na Johannes 3. En ek wil hê ons moet 'n baie bekende gedeelte lees en ek dink Dion het verlede Sondag, die tweede diens, het 'n bietjie daaroor gesels. Ons het net die skrif in Afrikaans op die bord. Ons gaan vorentoe, gaan ons die skrif vir die Afrikaanse diens, gaan ons dit in Engels en Afrikaans ook opsit. Want hierdie is vir my belangrik.
En ek wil nie, jy moet iets nie verstaan nie, en ek wil nie, jy moet iets mis nie. Okay. En in Johannes 3 het ons 'n geval waar Nicodemus na Jesus toe gekom het en gesê het, hy wil hom sien. Hy wil met hom praat. En Nicodemus was redelik hoog in rang, as ek dit so kan sê, in die godsdienstwêreld. En hy het 'n paar dinge opgetel rondom Jesus se bediening en Jesus se beweging op aarde, en dis die rede hoekom hulle bymekaar gekom het. Kom ons lees vanaf vers 3 af, waar Jesus antwoord en sê vir hom, want hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. In vers 7 sê hy, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. En in hierdie gedeelte is dit glad nie 'n gedeelte wat onbekend is by ons as kinders van die Here nie, en ons het dit al gehoor en ons bedien dit en ons spreek gereeld daaroor. En hierdie gedeelte gaan oor twee dinge wat gebeur. En die eerste ding, een van die twee is, kom ek sê so, gaan dit oor die koninkryk van God. En hoor mooi, en dit gaan oor wedergeboorte. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, is dit gepas gewoonlik om na die tyd van die diens 'n uitnodiging te maak vir mense om hulle harte vir die Here te gee. En dat mense weer gebore kan word. Om mense die geleentheid te gee om te reageer op die feit dat dit nodig is om weer gebore te word. En die klem val op wedergeboorte, maar ek wil gou 'n paar interessante dinge net met jou deel rondom die woord. Is jy reg? Okay. Sê vir jouself, moenie Bybelstryd vang vandag nie asseblief. Sê vir jouself. Sê net, hey. Okay. Moenie halfpad slaap nie, of halfpad wakker wees nie. Want dan gaan jy net die helfte hoor nou van wat jy moet hoor. Is jy reg? Is jy reg? Sê dit vir jou langs, is jy reg? Let's go. Jesus het nooit oor wedergeboorte gepreek nie. Vra vir jou langs, is jy nog reg? Ja, kry net daai asem terug. Okay. Hou net vas. Jesus het nooit oor wedergeboorte gepreek nie. Die enigste keer waar Jesus oor wedergeboorte gepraat het, was met een man, 2:00 die oggend, alleen. En dit is belangrik om te sien wat hier gebeur het. Die klem van hierdie hele gedeelte gaan oor wedergeboorte. Wanneer ons dit lees en gelees het. En ek sê nie daar's fout met wedergeboorte, ek sê dit is baie belangrik. Maar ek sê twee hierdie uiteen, want dit is vir my belangrik dat ons perspektief moet kry en dat ons moet verstaan wat gebeur hierso. Jesus kom na Nicodemus toe. Nicodemus kom na Jesus toe. En kyk wat sê hy vir Jesus in vers 2. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi. Rabbi beteken meester.
leermeester. Hy sê, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Weet jy wat sê Nikodemus? Hy sê, ons kan sien en ons weet dat wat gebeur het tot nou toe, dat wat gesê word tot nou toe, is nie iets wat ons leer nie. Dis nie iets algemeen nie. En Nikodemus sê, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. So wat Nikodemus eintlik begin doen is, hy begin onderskei tref. Onthou, Nikodemus is self 'n fariseer. Hy self 'n geleerde man. Hy praat namens die fariseërs. Nikodemus. En hulle het onder mekaar begin praat en gesê, wat gaan hier aan? Waar kom dit vandaan? Hoekom gebeur hierdie dinge? Met hom, maar nie met ons nie. En hulle kom tot die slotsom en sê, wel, dit kan net gebeur oor een ding. Hy moet van God afkom. En wat hulle doen is, hulle erken dat waar Jesus vandaan kom, is dalk anders en van 'n ander plek af, as van waar hulle nou is. Maak hy verklaring. En hier begin die gesprek. En Jesus begin praat, en Jesus hoor hom. En wat is die eerste ding wat Jesus op reageer, nadat Nikodemus met hom praat? Hy gaan terug. As iemand nie weer gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God ingaan nie. So hoor nou wat sê Jesus vir hom. Hy sê, hierdie plek wat jy van praat, is koninkryk. Dit wat jy sien, is koninkryk. Hy sê, maar daar is iets baie belangriks rondom die koninkryk. Wedergeboorte moet plaas. Iets moet in jou gees gebeur. En hy sluit af, en kom ek lees gou vers 6 net weer, ek spring nou gou deur. Hy sê, want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. So daar moet 'n gebeurte in die gees plaasvind, sodat dat koninkryk verstaan kan word. So met ander woorde, hoor nou gou hierso, dit is dan so, dat jy sal nooit die koninkryk kan ingaan, sonder dat jou gees weer gebore word nie. Maar is die vraag, kan jy weer gebore word en die koninkryk mis? Kan ek dit weer vra vir jou? Kan jy weer gebore word en jy mis die koninkryk van God? En die antwoord is ja. Jy sien, Jesus kom en hy kom in Matteus 6 vers 33 en hy kom stel hierdie orde in plek en hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal bygevoeg word. Jy sien, want ek het by 'n punt gekom waar, hoor gou hierso. Hier is die enigste geleentheid wat Jesus oor wedergeboorte praat. Maar Jesus praat 110 keer, hoor mooi, 110 maal praat hy oor die koninkryk van God. Hy leer daaroor meer as enigiets anders.
Hy preek meer oor die koninkryk as enigiets anders. Hy sê uitdruklik dat dit is die rede hoekom hy gestuur is. Hy sê ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. En hoekom ek hierdie uitlig vir julle is, want miskien is dit ek. Maar dit voel vir my dat ons oor baie dinge gepraat het, sonder dat ons werklik verstaan het waaroor gaan die koninkryk van God. Ek kyk na Jesus se bediening, en hy sal in 'n stad ingaan, en hy sal sê, en hy het al die siekes, en die wat krank van gees was, en al die duiwels wat daar was in hom, het hy uitgedryf. Al die siekes geniet, hoor, al die siekes. En ons sit met hierdie dilemma, en ek sê nou maar as 'n dilemma, maar ek dink ons het dit vir onsself eintlik so maklik gemaak, want ons sê soms vir onsself, dit gaan oor 3 dinge. Dis of ja, God sal jou sê, of ja, of nee, of miskien. En ek kyk hierna en ek sê, is dit nou die verduideliking van hoe die koninkryk van God werk? Of is dit 'n antwoord vir my eie onvermoë om werklik waar die koninkryk te verstaan? En hoor, ek praat nou met my. Dis hierdie vraag, het ek nie vir iemand gevra of gesprek. Hierdie is iets wat ek vir myself gevra het. Ek het vir myself gevra, Pretorius, so wat weet jy van die koninkryk af? En ek besef dit wat ek weet is nie genoeg nie. Toe ek begin ontdek het, en ek het al hierdie goed geleer, ek is nou eintlik skaam om vir jou te sê, hoe lank is ek in die bediening? Maak die som. Ek het in 98 het ek klaar gemaak om my Bybelskool, en onmiddellik is ek in voltydse bediening in. 27 jaar. En ek ontdek, hier's iets wat ek mis. Hier's iets wat ek nie verstaan nie. En ek besef daar's 'n rede hoekom hierdie gebeur, want ek ervaar dat meer as ooit van tevore is daar dinge wat herstel moet word hier op aarde, want dis waar God ons geplaas het om te wees. As dinge wat moet gebeur, meer as net 'n toelating om hemel toe te kan gaan. Want as dit nie die geval was nie, die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe moes jy onmiddellik hemel toe gaan. Hoekom nog swaar kry hierso? Hoekom nog suffer hierso? Hoekom nog iets moeilik maak? Is asof die Here kan jou terg. Om net te kyk of jy regtig opreg was toe jy gesê het, jy neem Jesus aan. Ja. En ek begin ontdek, en julle moet verstaan, ek het 'n ander manier, hoe ek soms na die woord kyk. En dan kom 'n tyd wat ek my net afsny van alles om my. En ek bid, en ek gebruik hier woord, ek sê, Heilige Gees, leer my. Dis nou net ek en jy. Ek maak my toe vir alles om my. Elke lering. En ek sê nie daai lering is verkeerd nie. Maar ek wil dit eerstehands hoor. Ek wil dit eerstehands ervaar. Ek begin te sien dat God se plan van die begin af met die mens was sodat ons moet heers hier op aarde. Ek begin verstaan
hoe die vyand ons liggame probeer afbreek met siekte en krankhede en pyne en what's. Want as hy dit kan regkry, dan gaan hierdie liggaam nie effektief wees om te kan heers nie. Ek begin verstaan dat daar iets in 'n mens is, nê? Hy wil altyd iets regstel. As daar moeilikheid is, wie wil dieper in moeilikheid ingaan? Waar kom dit vandaan? Want God het iets in ons ingesit. God het iets in ons gedeponeer. Hy het ons die kroon van sy skepping gemaak, in sy beeld, en hy het aan ons die mandaat gegee, hoor, om wat te doen? Hemel toe te gaan. Te heers. Is jy okay daarmee dat jy verstaan jou liggaam gaan nie hemel toe nie? Is jy okay daarmee? Hier is die vraag. Wat doen jy met hierdie liggaam? En hoekom het jy hierdie liggaam? Ons praat net gou ietsie oor demone. Demone op aarde. Nee. Hoor mooi. Hulle soek 'n wat? 'n wat? 'n liggaam. Hoekom dink jy nogal? Want dis wat God gegee het in die begin om hier op aarde te heers. En die demone weet dit. Hulle soek 'n liggaam. Kind van God, hoor mooi nou. Jy het 'n liggaam. Jy is 'n liggaam. En is nou die tyd wat ons moet instaan en heers as kinders van God. Wat is die evangelie? Weet iemand wat is die evangelie? Hallo? Kan ek vir julle sê wat is die evangelie? Wat is die goeie nuus? Sit gou vir Papa Markus 1 vers 15 op. Die tablet hang iewers rond. Markus 1 vers 15 en gesê die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Wat is hierdie evangelie? Wat is hierdie goeie nuus? Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Die goeie nuus is die koninkryk het naby gekom. En weet jy hoe het naby gekom? Deurdat Jesus herstel kom bring het. Weet jy hoe het naby gekom? Deurdat Jesus gestuur is, en Jesus is nog nie gekruisig nie. Jesus is nog nie dood nie. Hy het nog nie opgestaan nie. Okay. Want dis wat ons geleer is, die evangelie is. Maar hier praat Jesus en hy sê glo die evangelie. Wat's die evangelie? Is die koninkryk het naby gekom. Die koninkryk bevat wedergeboorte. Want sonder dit gaan jy nie kan ingaan nie. Die koninkryk, die heerskappy van God. Hoor, wat sê ons die koninkryk? Die koninkryk is ons ken die naam, it's the rule and reign of God. Wat sê ons?
Dis die heerskappy van God. Het dit naby gekom, beteken dit is nou amper tyd vir ons om dood te gaan, sodat ons hemel toe kan gaan? Die aarde is 'n extension van God se koninkryk. Waarop ons moet heers, met sy gees wat binne ons is. Waarop ons autoriteit moet neem. Waarop ons, meer as om net kerk te hou, waar ons moet begin besef, hoekom is ons in hierdie omgewing waar die Here ons gesit het? Hoekom is ons by die werk waar ons is? En ons moet onder hierdie ding uitbeweeg, dat ons die heeltyd moet versigtig en jammer wees vir onsself. Ons moet opstaan. Ons moet uitstaan. Ons moet lewe begin spreek. Sit papa gou Romeine 8 vers 19 op die bord en ons het al hieroor gepraat. Want die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. En ek wil hê jy moet sien vandag, die skepping wag met reikhalsende verlange, en daai woordjie reikhalsende verlange is vir my so interessant om te sien wat se byvoeglike naamwoorde word gegee. Die Engels sal sê, there's an earnest expectation. Dis wat die Engels sê. Sien net, hy wag, want hy is moeg nie. Hy wag met 'n reikhalsende verlange. Nou, ek weet nie wie van julle praat so nie, maar dit klink vir my asof die skepping in afwagting is en regtig in 'n ernstige afwagting is. As ek kyk na hierdie byvoeglike naamwoorde. Hy's in 'n ernstige afwagting na die openbaarmaking van God. Dis waar daar staan. Lees weer. Die skepping wag nie vir God nie. Hy wag vir die openbaarmaking van die kinders van God. Stap gou die persoon langs jou, vra hom, is jy nog alright? Want hy praat eintlik van jou nou. Die skepping wag vir jou. Maar die probleem is, die kinders van God wag vir die wegraping om plaas te vind. Glo ek al gaan 'n wegraping wees? Ja. Maar ons fokus op die verkeerde dinge. Ons fokus nie om te heers nie. Here, verlos ons tog net van hierdie vieslike plek. Hierdie plek waarop jy nou staan. Waarop jy elke plek wat jy jou voetsool neerset, gee die Here vir jou autoriteit en krag en lewe en lig. Daai vieslike plek. Jy sien, iewers moet ons hierdie punte bymekaar begin bring. En ons moet begin besef dat ons moet begin kinders van God leef en wees. Jy sien, hy plaas 'n verantwoordelikheid in ons hand. Koninkryk van God is nie godsdiens nie. Wat is godsdiens? Dit is iets wat 'n mens gevorm het om sin te maak van 'n behoefte wat 'n mens het om kontak te maak met iets groter as hy. Dit is 'n godsdiens. Het jy geweet die moslems het 'n godsdiens? Hulle noem dit Islam.
Die boeddhiste het 'n godsdiens. Het jy geweet, die sataniste het 'n godsdiens? En so is daar wedergebore Christene wat vasgevang is in godsdiens. Sonder dat ons koninkryk verstaan. Kind van God, het is nie goed genoeg vir jou om te wag vir iemand of om dood te gaan sodat jy hemel toe kan gaan nie. Dit is nie God se plan vir jou nie. Vroeg vanoggend 7:00, toe jy nog in jou bed gelê en koud gekry het en gewonder het of jy moet opstaan om kerk toe te kom, dankie dat jy wel gekom het. Was ek hier oor kan die pad. As 'n begrafnis, het gevra of ek die diens sal hou, 7:00 die oggend. Dis die enigste tyd wat dit 'n goeie tyd was. Dis 'n koue tyd, was die enigste tyd beskikbaar. En ek het die voorreg gehad om 'n paar laaste woorde oor oom Joachim se lewe te sê. Partykeer kom hy hier aan as die diens aan is. Dan loop hy stadig deur. Ek kom van sy plek heel voor. Daai julle dit. Hy sal op partykeer opkom en dan sal hy net sê, wil net iets sê. En ek sal nooit vergeet die dag. Ek wag vir die kinders in Leidenburg om hy skool uit te kom en hy begin met my oor WhatsApp te praat. En hy deel droom met my wat hy gehad het. En hy vra my hierdie vraag en ek sal dit nooit vergeet nie. Hy het iets in my gees gedoen toe hy hierdie vraag vir my vra. Hy sê vir my, hy sê, Gawie, het jy al gedans? Ek sê, ek kan nie lekker sokkie nie, maar alright. Ek sê vir my, ek kon. Hy vra vir my, het jy al saam met Jesus gedans? Ja. En ek besef, hy vra hierdie vraag van 'n plek af, wat ek op baie stadium nie verstaan het nie. Want in ons kop sê ons vir onsself, dit kan nie gebeur nie. Ek wil nie vanmôre vandag vir jou sê jy's reg of jy's verkeerd nie. Maar ek wil jy moet iets soek vanmôre. En as ek vanmôre iets kan aktiveer, ek wil jy moet vanmôre, as jy wonder oor alles wat ek sê vanmôre, dan is dit goed. As jy wonder vanmôre, jy weet of hierdie grys hare op hierdie pastoor se kop nou bietjie besig is om die oorhand te kry. Hy's besig om sy marbles te verloor. Dis goed. Ek wil hê jy moet gaan soek. Ek wil hê jy moet gaan soek buite die plekke en die grense wat mense vir jou toegelaat het om in te soek. Ek wil hê jy moet 'n bietjie die koninkryk van God wat jy dalk gedink het jy verstaan, dalk 'n deur oopmaak en sê, alles wat ek nog nie verstaan het nie, Heilige Gees, help my.
Ons bid vir herlewing. Hoekom? Ons bid vir wonderwerke om te gebeur. Hoekom? Sodat dit jou geloof kan bevestig? Verkeerde ding. Jy sien, dit beteken, jy funksioneer vanaf 'n plek van onsekerheid uit. As jy bevestiging nodig het. Kind van God, en ek sê kind van God, ek spreek jou identiteit aan vanmôre. Ons kan nie aanhou onseker bly nie. Want dis die plek waar die vyand op sy gelukkigste is oor jou. Want hy weet, daar's 'n 50-50 kans, nê, dat jy niks gaan doen nie. Of wat ook al jy moet doen, dalk nie gaan doen nie. Beteken dit ek en jy moet arrogant wees? Glad nie. Maar ons moet die wil van God verstaan. Jy moet jou roeping op aarde verstaan. Jy moet weet, hoekom is jy kind van God? En verstaan, dat omdat jy nog nie in die hemel is nie, beteken dit, ons is nog nie klaar hier nie. Wat is die koninkryk van God? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Romans 14 verse 17. Sien, alles wat ons gesê het vanmôre, besef ek een ding, dat solank as wat 'n deur gesluit is, is niemand veronderstel om by daai deur in te gaan nie. As 'n rede om iemand te deursluit. Jy gaan nooit iemand kan leer wat nie die behoefte het om iets te weet nie. Hannie, as ek vanmôre vir jou sê, dit vat 29 dae vir 'n hoendereier om uitgebroei te word. Dan gaan jy vir my sê, so wat? Want jy het my nie gevra nie. So wat? Wat maak dit saak? So kan jy vir my sê, so wat? Maar ek wil vir jou vra. Soek net. Gaan kyk net. Gaan ontdek. Soos almal hulle harte vir Jesus gegee het op aarde. Dan? Wat dan? Dan hou ons kerk. Okay. En dan? As almal in Sabie hulle harte vir die Here gegee, wat dan? Ja, kerke gaan vol wees. Lekker. En dan? Ja, ons hou aan kerke. En dan? As al jou gebede beantwoord word, en dan? Sien, it never stops. Maar ons het lyne getrek van geloof. Ons noem dit geloof.
Ons het grense getrek van gemaklikheid. Maar dit beteken nie, daar is iets anders agter daai grens nie. Waar ons besluit het, genoeg is genoeg, beteken dit nie, dis al wat daar is nie. Die werklikheid is dalk, jy het jouself ingedoen, kind van God. En ek wil jou, vanmôre wil ek jou uitdaag, en ek wil vir sê, gee net daai tree oor, daai lyn. Wek 'n begeerte, om bietjie saam met Jesus te dans. Wek 'n begeerte, om sy stem te hoor, soos jy dit nog nooit gehoor het nie. Wek 'n begeerte, om vir mense te bid, soos wat jy nog nooit gebid het nie. Om 'n vlag te swaai op plekke waar jy nog nooit geswaai het nie. En om dinge te doen, wat jy nog nooit gedoen het nie. Want die grense wat jy getrek het, het jou teruggehou. Ek bid, dat daardie hospitaalbediening, daardie hospitaal sal omkeer. Nie almal wat in 'n bed lê nie, nie net die personeel wat daar werk nie. Laat die direkteure vra, wat gaan hier aan? En al wat ons hoef te sê, thy kingdom come. Kom ons gebruik saam nagmaal. In Filippense 3 vers 10 sê Paulus hierdie woorde, hy sê, sodat ek hom kan ken. Vat net 'n rukkie. Sodat ek hom kan ken. That I may know him. En Jesus gee homself vir my en vir jou. Sodat ons hom kan ken. Nagmaal, verbondsmaal, hoor mooi, kan 'n godsdiens wees vir jou. Of dit kan iets persoonliks wees vir jou. Dit kan 'n geleentheid wees om hom te ken op maniere wat jy hom nog nooit geken het nie. Ek bid Heilige Gees, Holy Spirit, please minister the body of Christ in my life. Leer my wat die omvang is
van 'n gebreekte liggaam. 'n Geofferde liggaam. Beskikbaar gestel tot alle mense wat wil en die behoefte het om te ken. Dankie Jesus. Heilige Gees, leer my van die bloed. Die krag in die bloed. Soos wat ek 'n keuse maak om die waarheid daarvan te ken. Leer my. Thank you, Jesus. So vanmôre wil ek bid en ek ja. Kan ek vir sê, nommer 1, dat ek my grootste begeerte is om te leer en te verstaan. En vir geen oomblik dink ek dat ek alles weet en alles verstaan nie. Inteendeel, ek weet dat soms bid ek en dan gebeur niks. En ek is opgewonde oor al die kere wat ek bid en dan gebeur iets. Maar vir geen oomblik wil ek hê jy moet dink, nee, elke keer wat ek bid, gebeur daar iets nie. Want ek leer nog. En ek is so afhanklik van God. En elke gebed is opreg. Maar ek staan op die woord van Jesus wat sê, ons sal grote werke doen, as wat hy gedoen het. Wat insluit, dat al die siekes genees sal word. Wat insluit, dat elke kranke gees herstel sal word. Elke bose gees uitgedryf sal word. Vanmôre wil ek hê jy moet verstaan wat ek sê, as ek sê, kom ons bid vir die siekes. En as jy vanmôre iemand is wat 'n aanraking van God nodig het, ek wil saam met jou bid. As daar iemand vanmôre is wat sê, ek het 'n wonderwerk in my lewe nodig. Waar kom 'n wonderwerk vandaan? Dit is nie van hierdie wêreld nie. Dis wat 'n wonderwerk is. Miskien sê jy, ek het nie meer 'n antwoord nie. Ek is nou tot hier toe vol. Wat ook al dit beteken, ons verstaan dit baie goed. Dit beteken die antwoord van daai volheid is nie van hierdie wêreld nie. Die oplossing kom nie van hier nie. So ek wil net saam met jou bid. Want ek soek God se koninkryk om te manifesteer in jou lewe. Sy heerskappy om beheer oor te neem. Op watse plek ook al. Kom ons bid net saam. Heer, ons kom net en ons kom onderwerp onsself aan die autoriteit en die heerskappy in ons lewens.
Vanmôre besef ons meer as ooit van tevore dat U 'n God van liefde is. En dat hierdie wese van wie U is nooit kan verander nie. En daarom kom ek, Here, en ek met groot vrymoedigheid kom vra ek, kom raak elke persoon aan vanmôre, soos wat U alleen kan. Here, U sien plekke wat ons nie sien nie, U hoor ons hartsbegeerte wat niemand van weet nie. Here, U sien en U verstaan en U weet presies. En van daardie plek af vanmôre kom bid ons en ons sê, laat die koninkryk kom. Vader van liefde, laat U wil geskied. Soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En verlos ons van die bose. Kom vergeef ook ons sondes, Here. Soos wat ons die vergewe wat teen ons gesondig het. Ons verklaar vanmôre aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En ons bid, Vader, dat hierdie heerlikheid sal manifesteer. In the mighty name of Jesus. Amen en amen. Vra net vir die ou langs jou, is jy alright? Okay. Is jy alright? Bid vir mekaar. Okay. Soek. En jy sal vind. Okay. Maar die een wat soek het nie nodig om te vind nie. Okay. God is met jou. Mag jy 'n wonderlike dag hê, die sonnetjie is nou al uit, is nou warm, en jy is welkom as jy 'n bietjie koffie wil hê, dis daar agter in die saal. God is met jou. Is daar ietsie wat ek uitgelos het? Okay. Hê 'n wonderlike dag in die teenwoordigheid van die Here. Mag elke tyd wat jy uitsit, om te bid en die woord van God te lees, mag Jesus opdag en vir jou kom verduidelik wat sê sy woord. Mag jy sy teenwoordigheid so ervaar dat jy nooit op 'n plek van alleenheid sal wees in sy teenwoordigheid nie. Mag jy groei in plekke waar jy nog nooit was nie. God is met jou. Amen.